Hallo almal, ek hoop het gaan sonder omstandighede met julle ook goed. Ek wil graag met julle iets deel wat ek in die Bybel raak gelees het, of kom ek sê so. Ek het al die gedeelte van tevore gelees, maar nie regtig besef wat daar staan nie. Dis eintlik verbasend hoe mens baie keer kan lees en as jy later weer na dieselfde gedeelte kyk, dan sien jy iets nuuts of iets anders raak. Nou, in Lukas 22 word daar vir ons vertel hoe Jesus en sy disippels, nadat hulle die paasmaaltyd geëet het, na die tuin van Getsemane gegaan het om daar te gaan bid. En in vers 39 staan daar, Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan. En sy disippels het hom gevolg. Toe hy by die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as wat 'n mens met 'n klip kan gooi. En daar het hy gekniel en gebid. Vader, as U wil, neem tog hierdie lydingsbeker van my af weg. Maar laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En hier kom nou die gedeelte wat ek nog nooit regtig so mooi raak gesien het nie. Vers 43 sê, 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. So, vir alle praktiese doeleindes is Jesus se gebed verhoor. Ek bedoel, hy vra, Vader, neem hierdie lydingsbeker van my af weg, hierdie verskriklike uitdaging wat vir my wag, neem dit weg asseblief. Maar dan sê hy ook in sy gebed, Vader, moenie doen wat ek wil nie. Doen wat U wil. En dan antwoord God hom, want ek meen, daar word 'n engel gestuur, en die engel verskyn aan hom, om hom by te staan. Maar dis nie al nie. Hier's nog iets wat ek met julle wil deel. Vers 44 sê dan, hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. So, hier's die ding wat ek raak gesien het. Ten spyte van die feit dat Jesus se gebed beantwoord is. Ten spyte van die feit dat God basies fisies daar teenwoordig is, want die engel verskyn tog, en die engel is toch daar om hom te versterk, was Jesus nog steeds bang. Hy was baie bang. En hoekom ek dit met julle deel, is omdat ek dink ons gaan ook partykeer in sulke situasies kom. Ons gaan ook bang word. Ons gaan ook dinge op ons hart hê wat ons met God te deel. Ons gaan ook omstandighede hê wat vir ons soms te veel raak om alleen te hanteer, en dan gaan ons bid. En dan gaan God antwoord. Maar hier is nou die ding. Wanneer God antwoord, dan verander alles nie noodwendig nie. Partykeer verander niks, as ek dit so mag sê nie. Ons omstandighede kan dalk presies dieselfde bly. Ons mag dalk presies dieselfde emosies en bekommernisse hê as voor ons gebid het. Ons mag dalk selfs deur presies dieselfde probleem moet worstel as voor ons gebid het. Gebed maak nie altyd alles makliker nie. Selfs nie eens wanneer God ons antwoord nie. En baie keer as God antwoord, dan is dit nie die antwoord wat ons graag wou gehad het nie, maar dis nie die punt nie. Die punt is, dat sy antwoord ons altyd verseker dat hy naby is, dat hy by ons is. Die punt is, sy antwoord sal ons altyd krag gee, versterking gee, dat ons kan aangaan. Dis wat ek graag vandag met julle wou deel. Ek hoop dit beteken vir julle ook iets. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here, ons bid. En wanneer ons bid, dan weet ons U hoor. Wanneer ons bid, dan weet ons U sal op die regte tyd antwoord. Help ons, Here, dat U wil vir ons 'n stuk vrede sal gee. Dat wanneer ons bid en vra vir U wil, dat ons dit ook in geloof sal doen, en dat ons kan vasbyt, dat U wil geskied. Maar Here, ons bid ook vir krag, ons bid dat U ons sal versterk, en in alles bid ons, dat U met ons sal wees. Amen.